elke dag, presies dieselfde tyd, het Margaret dieselfde routine gevolg. Sy het badkamer toe gestap, die kassie oopgemaak en 'n enorme bottel kasterolie uitgehaal. Daarna is sy kombuis toe vir 'n eetlepel. Elke dag, sodra Patches, haar klein Yorkshire Terrier, die laai hoor oopgaan en die eetgerei hoor klingel, het hy verdwyn. Soms onder die bed, ander kere binne die bad en as hy regtig slim was, agter Margaret se leunstoel. Iemand het vir Margaret oortuig dat 'n daaglikse lepel kasterolie vir Patches sterk tande, 'n blink pels en 'n lang lewe sou gee. En so uit liefde elke 24 uur het sy Patches vasgekeer, hom plat gedruk, sy bekkie oopgemaak en die olie by sy keel af ingegooi. Nie een van hulle het hierdie daaglikse stoeiery geniet nie. Maar toe, eendag, gebeur daar iets onverwags. In die middel van hulle bekende worsteling gee Patches 'n enorme skop. Net een was nodig en die bottel kasterolie vlieg oor die kombuisvloer. Margaret laat hom los en hardloop toe om 'n handdoek te gaan haal om die gemors te kom opvee. Toe sy terugkom, staan sy verstom. Wat het sy gesien? Daar sit Patches en hy lek die gemorse kasterolie van die vloer af op. Met daardie uitdrukking van 'n suiwer tevredenheid wat net 'n hond kan hê. Margaret bars uit van die lag. En skielik maak alles sin. Patches hou daarvan om kasterolie in te neem. Hy haat dit net om vasgepen te word en gedwing te word om dit te sluk. En dalk, vriende, is dit iets wat ons moet leer. Welkom in die wêreld van evangelisasie. Baie mense hou van die evangelie, maar nie almal hou daarvan hoe dit soms aangebied word nie. Jesus waarsku ons in Matteus 6 vers 5 dat geloof nie 'n vertoonstuk moet wees nie. In Matteus 7 vers 12 herinner hy ons, alles wat julle wil hê, die mense moet aan julle doen, moet julle ook aan hulle doen. En wanneer hy ons stuur, in Matteus 28 vers 19 en 20, doen hy dit met liefde, geduld en verhouding, nie met dwang nie. Die evangelie is goeie nuus. Dit bring lewe, hoop en genesing. Maar dit vra van ons wysheid, sagmoedigheid en respek in hoe ons dit met ander deel. Mag ons die evangelie deel op die regte manier. En so gepraat van die evangelie, ek hoop u geniet tot dusver ons uitsendings van die 10 dae van gebed. Onthou om elke aand in te skakel om 7:10, soos ons saam in hierdie week deur die laaste gedeelte van die reeks werk. Onthou ook, Dinsdag en Donderdagoggend om 7:00, deel ek met u gedagtes uit die boek Handelinge van die Apostels. Hierdie week fokus ons op hoofstukke 3 en 4. Verder bring ons vir u nog 'n besonderse gebeurtenis regstreeks op AWR Afrikaans van 18 tot 24 Januarie. Freddy van der Linde bied 'n reeks aan oor God se finale bassein, elke aand om 7:10. Daar is regtig baie om na uit te sien. Hou ons sosiale media dop vir die daaglikse skedules en onthou om die skakel van die radiostasie met u vriende te deel. Mag ons hierdie week onthou, die evangelie is iets wat almal kan geniet. Kom ons wees net versigtig en liefdevol in hoe ons dit met ander deel. Hierdie was hoop vir die week, saam met my, Heinrich Viljoen.